Goeiedag julle, Jolandi hier van die Bybel in 1 jaar. Ons lees vandag saam uit Eksodus hoofstuk 15. Nou, hoofstuk 14 en hoofstuk 15 behoort eintlik saam gelees te word, want hoofstuk 14 handel oor die verlossing van die Israeliete uit die hand van die Egiptenare. En hoofstuk 15 begin dan met die lofsang wat die Israeliete aan God gebring het, nadat hy hulle veilig uit Egipte gelei het. Uit vers 1 blyk dit asof die hele volk net spontaan tot die Here begin sing het na hulle verlossing. En in verse 2 en 3 sien ons hoe die volk die naam van die Here verhef in hul aanbidding, waar hulle onthou dat dit deur sy krag is wat hulle veilig uit Egipte gelei is en nie deur die werke van 'n mens nie. En in verse 4 en 5 gee hulle erkenning vir dit wat die Here voor hulle oë kom doen het. Ek kan my nie eers begin indink hoe ongelooflik dit moes wees om die water oopgekloof te sien en te besef dat dit die hand van die Here was nie. Hoe kan mens nie glo in God se almag as jy so iets beleef het nie? In verse 6 tot 10 sien ons hoe die Israeliete eer aan die Here bring, omdat hy hulle vyande omvergewerp het. Die verwysing na God se regterhand in hierdie gedeelte dui op die kragtige werking van God se hand in ons lewens. En in Efesiërs 1 vers 20 lees ons nog 'n belangrike verwysing na God se regterhand, wanneer ons sien dat Jesus aan sy regterhand sit. Vers 9 kom wys vir ons die vyand se oorlogsplan, presies soos dit van reg in die begin af was. En niks het eintlik verander nie. Want in Johannes 10 vers 10 lees ons: Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Maar ons weet, God kom gee lewe in oorvloed. In vers 11 sien ons die vraag: O Here, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen? Na soveel jare in Egipte het die Israeliete geweet dat nie 'n enkele Egiptiese god sou kon doen wat die Here daardie dag vir hulle gedoen het nie. En mag ons dit ook duidelik maak aan diegene om ons, wanneer die Here iets groots en wonderbaars in ons lewens kom doen. In verse 14 tot 16 spreek die volk profeties van dit wat nog sou kom. Want 40 jaar na hierdie gebeurtenis, lees ons in Joshua 2 verse 9 tot 11 die gesprek wat Ragab die prostituut met die 2 verkenners gehad het, oor die Kanaaniete se vrees vir die Israeliete, omdat hulle besef het dat die Israeliete se God magtiger is as al hulle eie gode. En in vers 18 lees ons van die Israeliete se geloof, en verse 19 tot 21, hoe Mirjam die vrouens in aanbidding gelei het. Ongelukkig het die Israeliete se dankbaarheid slegs 3 dae gehou, want in vers 22 lees ons hoe Moses die volk laat wegtrek het van die Skelfsee af, die woestyn in. En in vers 24 sien ons hoe die volk die eerste keer teenoor Moses murmureer. Vers 25 kom gee vir ons verdere konteks, wanneer ons lees dat hierdie als deel was van God se toetsing van die volk. Sou hulle aanhou murmureer, of sou hulle aanhou aanbid, wanneer die lewe ongerieflik raak? En soos wat die hoofstukke van Eksodus verder ontvou, sal ons agterkom of die Israeliete 'n volk in aanbidding was, wat net soms gemurmureer het, en of hulle 'n murmurerende volk was, wat soms onthou het om God te aanbid. Geniet die lees, ons gesels weer binnekort, en mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Totsiens.